Dit is altyd 'n moeilike vraag oor wat om te doen as mense nie na die waarheid wil luister. Jy kan nie iemand dwing om die waarheid te glo nie. In die boek Klaagliedere kry ons die profeet se diep hartseer oor die vernietiging van Jerusalem, die swaar kry van sy mense. En die profeet se klaaglied is 'n reaksie op mense se ongehoorsaamheid en die gevolge wat hulle daarom in die gesig staar. Die profete het dikwels die uitdaging in die gesig gestaar om moeilike boodskappe oor te dra, en dat die mense nie daarna wou luister nie. Nietemin was dit nog steeds hulle werk om God se waarheid oor te dra, selfs wanneer dit ongewild en onwelkom was. Die profeet se klaaglied was daarom nie net 'n uitdrukking van persoonlike hartseer nie, maar ook 'n manier om te vertel wat doen se sonde en rebellie. Dit was ook 'n oproep tot bekering, dat die Here vir ons genadig wil wees. Ons lees byvoorbeeld in Jeremia 7 vers 13, Ek het vroeg en laat met julle gepraat, maar julle het nie geluister nie. Ek het julle geroep, maar julle het nie geantwoord nie. Die klaagliedere herinner ons daaraan hoe belangrik dit is om na die Here se woord te luister en daarop te reageer. Weet jy, maar alles om ons wys, mense wil nie daarna luister nie. Ek vertel vir jou iets wat in die geskiedenis gebeur het. Dr. Ignaz Semmelweis moes bittere teenkanting van die mediese gemeenskap in die gesig staar, want die konsep van hande was selfs in die middel van die 18de eeu reg oor die wêreld grootliks geïgnoreer. Een van die hoofredes waarom dokters in daardie tyd 'n blinde oog vir hierdie praktyk gehad het, was hulle begrip van wat veroorsaak siektes. Hulle het geglo, dit word deur giftige lug veroorsaak. Wanneer 'n epidemie uitgebreek het, was die eerste reaksie van mense om die deure en luike van hulle huise dig toe te maak, om so te keer dat slegte lig nie in hulle huis inkom nie. Nou in 1848 was Dr. Semmelweis, wat by 'n Weense hospitaal gewerk het, verbaas om te ontdek dat meer vroue in die hospitale sterf tydens bevallings as by klinieke waar deur die vroedvroue gehanteer was. By nadere ondersoek het hy gevind dat baie van die dokters met die bevalling sou help, direk nadat hulle daardie oggend by die hospitaal se lijkhuis gewerk het, sonder om hulle hande te gaan was. Semmelweis het as 'n eksperiment besluit om die hospitaal se dokters te dwing om hulle hande en hulle gereedskap in 'n klooroplossing te laat was. Dit was om ontslae te raak van dit wat hy geglo het, saam met die dokter se hande en instrumente hulle pad in die moeder se liggame gevind het. Verbasend genoeg het die sterftesyfer onmiddellik gedaal tot omtrent net 1%. Dr. Semmelweis het egter nie die vrugte van sy ontdekking self gesien nie. Baie mense, baie van die wat deur hom aangeraak was, het geweier om te aanvaar dat die siekte deur hulle versprei word. Hulle was in die gesig gevat gevoel. Uiteindelik het hulle hom in 'n psigiatriese inrigting laat opneem, waar hy as 'n gebroke man oorlede is. Die wêreld sou nog 50 jaar moes wag, voordat Dr. Semmelweis se ontdekking uiteindelik ernstig opgeneem is. Teen daardie tyd het Pasteur en Koch se ontdekkings daartoe gelei, dat hande was die algemene praktyk geword het. Nou, ek vertel dit om te wys, mense wil dikwels nie na die waarheid luister nie. Nietzsche, die beroemde filosoof, het gesê, mense wil gewoonlik nie na die waarheid luister nie, want hulle hou nie daarvan as hulle eie verstaan omvergegooi word nie. Die Here Jesus het dit ook gesê in Johannes 5 vers 40. Hy het gesê, julle wil nie na my toe kom om die lewe by my te ontvang nie. Daarom kan ons so bly wees as ons kon reageer, want Johannes 1 vers 11 en 12 sê, hy het na sy eiendom toe gekom, tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U dit in ons harte werk, dat ons die waarheid kan ken, en dat die waarheid ons vrymaak. Amen.